En dan gaan ons vir mekaar sê, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek aanbid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Baie, baie dankie. U mag u sitplekke inneem. Loof die Here. Hoe meer ek my Bybel lees, hoe meer raak ek baie keer bewus daarvan, dat hoe was dit regtig gewees as jy fisies self daar sou kon wees? As jy 'n herder kon wees in die oop veld, en hier kom 'n engelkoor, en hulle sê ere aan God in die hoogste hemele. En jy skrik jou boeglam en jy beleef die intensheid van daardie oomblik. En so kan ek aanhou as ek dink, as ek in die Bybel lees van wonderwerke, dan sê ek vir myself, ek wonder hoe sou dit wees as ek self daar kon gewees het. En ek het 'n troos daaroor dat ek nie self daar kon gewees het nie. En dit is dat in oomblikke soos hierdie vanoggend, as 'n gemeente so saam sing, dan voel dit vir my, hulle sê weer van daai kant af jaloers, ek wens ons kan ook so. Wens ons kan dit ook so. Want hoekom? Dit bou rondom ons geloof. Wat glo ek en jy? Nou, dis een ding om te sien en te glo, maar die Bybel prys dit as iets besonders as jy nie gesien het nie en tog glo jy. Jy het nie gesien nie en tog glo jy. Nou, laat dit gou insink by jou. Ons was nie in Bethlehem daardie nag nie. Ek wat die voorreg gehad het, en ek kyk vanoggend na 'n kort YouTube videoetjie oor die plek, die Church of the Nativity of the Announcement, waar die engel vir Maria kom sê het dat sy gaan swanger word, en dan is dit die huis wat hulle vermoed dit is in daai omgewing waar Maria en Josef gebly het en so. En dan kyk ek na hierdie vreeslike kerk wat hulle oor die huis gebou het, en dan dink ek is so mooi, dit is beskerm, dis bewaar. En ek wil vir jou sê, kom ons beskerm en bewaar die kerk van Jesus. Met alles wat in ons is. Al word daar wat gesê. Nou ek wil net vir julle sê, die kritikus wat nou so hier verbygestap het en gesê het, ja, kyk hoe lyk hierdie kerk, hulle moet om die kerk verf. Daardie selfde persoon het nou al 2 keer by my kom stil staan, en dan het hy nou allerhande oulike nuwe stories. So nou wil ek ook vir jou sê, moenie te haastig wees om te kritiseer nie. Wees eerder haastig om dankbaar te wees. Amen. So glimlag vir die een langs jou en sê, dankie dat jy saam met my is. Nou ek en Margaret het kliphard probeer om gister te onthou, wat het nou alles op ons troudag gebeur, van die van julle wat nou oningelig is, ek moes nou al 50 troudag geskenke gekoop het, nee. So het was nou gister nou baie erg gewees, jy weet. En nou probeer ons onthou, en weet julle, ons kan om die dood onthou of ons die volgende oggend kerk toe gegaan het. Maar uit gewoonte sê ek vir ek is seker ek was in die kerk. Jy weet, so ek gaan jou help vanoggend om iets te verstaan, dat soms is dit nodig om te verootmoedig. Soms is dit nodig om jou hoogmoed en jou hoogwaardigheid of jou hoogdrawendheid so bietjie neer te sit. En net om te besef dat daar's iets daarin. Nou, ek het nou vir jou gesê, die jaartema is in staat om te kan droom.
Amen. So ek hoop jy het jou boekmerkie. As jy nie een gekry het nie, asseblief vra een, kry een, kom by my, ek deel myne graag uit, ek kry weer eene. En dan, jy moet in staat wees om te kan droom. En toe het ek gesê laasweek, daar moet 'n goddelike droom wees. Dis die beter droom, nê. 'n droom wat uit die hart van God uitkom en wat jy weet, God waarborg die droom en hy werk deur die droom en alles. Maar nou wil ek vanoggend so 'n bietjie na 'n ander koers toe gaan en ek wil met jou praat oor 'n sondedroom, nê. Om te kan droom of om te kan iets begryp van sonde. Nou, ek hoop jy gaan dit vanoggend saam met my waardeer, is dat behalwe vir Adam en Eva se verkeerd in die appels wat hulle opgeëet het, jy weet, en behalwe vir Kain en Abel, kry ons die mooi waarskuwing dat die sonde lê en loer vir jou, en is daar vir my so interessante stuk in die verhaal van die uittog, dat tot Farao kon 'n erkenning maak en sê ek het gesondig. Maar sy sondebelydenis was so oppervlakkig, dat ek wil vir jou sê, dit het eintlik niks beteken nie. Dit wou eintlik net vir Moses heuning om die mond gesmeer het, dat hy weer gaan bid en laat die sprinkane weggaan. Maar hy het nie geweet, dan kom die duisternis en dan kom die eersgeborenes nie, nê? So, ek gaan jou help om te verstaan, dat soms is daar in ons hierdie ding om te dink, as dit weggaan raak, dan gaan my droom eindig. Farao het die volk misbruik. En hy het besef, dat as die volk nie meer daar is nie, wie gaan stene maak? Wie gaan die slawe werk doen, nê? So nou hoop ek, jy gaan nou vanoggend besluit, dat baie van jou volhardende idees en alles, is eintlik maar 'n droom wat eintlik maar 'n nuttelose droom is. Dit is amper 'n sondige droom, nê? So kom ons kyk of ons vir mekaar iets daaroor kan sê. Onthou net weer, 2026, stel jou hart daarop in, om te weet, dat ons gemeente is jou kans en jou geleentheid, om nader aan God te lewe. Dit gaan jou nie verder van God afvat nie. Ja, mense en omstandighede gaan met jou gebeur, maar kan ek vir jou sê, God trek net nader. Kan ek 'n amen kry? God trek net nader. Hy is soos 'n vader wat jou teen sy vaderhart wil vasdruk en wil hê dat mee. En dan is vir my belangrik, dat ek dink, daar moet ook 'n paar bekendmaking oomblikke wees. Daar moet ontdekkingsoomblikke wees, waarin jy besef, dat jy was verkeerd, of jy was reg gewees, of dit moes so gewees het, en nou, ons almal weet mos, nê, is dat sommige goed wil jy nie bekend maak nie, want jy kry net 'n bietjie te skaam, jy weet, jy kry net 'n bietjie te skaam, so, dis nie, ek vertel die wêreld nie, dis 'n erkenning, 'n selfbekend erkenning, van Here, dit kan nie so nie, ek gaan dit verander, amen. En ek dink as jy daarin staan, dan kan ek jou aan die hand vat, en dan gaan kyk ons gou na Farao se sondebelydenis, nê. Hierdie oppervlakkige sondebelydenis wat ek wil sê, ek hoop dat niemand van julle gaan dit so gebruik soos wat Farao dit gebruik het nie. Eksodus 10 vers 16 tot 18. Hy sê, toe het Farao gou vir Moses en Aaron laat roep en gesê, ek het gesondig teen die Here, julle God, en teen julle. Vergeef dan tog nou net die keer my sonde. En bid tot die Here, julle God, dat hy net hierdie dood van my af wegneem. En hy dus, Moses, het van Farao af weggegaan en tot die Here gebid. Nou, terwyl die skepingsverhaal met Adam en Eva en Kain en Abel, en hier is Farao weer 'n keer in die uittogverhaal besig vir ons te sê, dat sonde maak stikkend. Sonde verniel. En sonde het 'n duur prys om partykeer te betaal.
En daarom wil ek hoop en vertrou, dat jy, as jy jou Bybel gaan lees, dat jy nooit die sonde aspek sal vergeet nie. En die Here het dit regtig op my hart gelê, dat ons as gemeente nie net ons eie persoonlike en individuele sonde en mislukking teenoor mekaar, of wat ook al, maar ook as 'n gemeente sal vergewe. En dat die Here ons sal vryspreek van waar ons verkeerd was. Want ek kyk terug saam met Margaret, en dan kyk ons terug en dan sien ons, daar's ander goed wat ons miskien anderste moes gedoen het, wat ons nie moes gedoen het nie, of was nie moes gedink het nie, maar ons het op daardie stadium gedink, dis die beste ding om te doen. En ons kon nie altyd haar fyn verstaan, tussen is dit sonde of is dit nie sonde nie. Dis hoe subtiel sonde in ons wêreld is. Die Bybel loop oor van sonde teksverse. Daar's so baie voorbeelde. En daarom as ek Romeine 3 vers 23 vir jou aanhaal, wat een van my bekendste teksverse in my kop is, dan weet ek altyd dat almal het gesondig. En wat doen dit? Dit ontbreek jou aan die heerlikheid van God. God se heerlikheid kan nie inkom as daar sonde is nie. Sonde moet gehanteer word, nê. In Romeine 6 vers 23, wat altyd my opvolgvers vir 3 vers 23 is, dan sê hy, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God se ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek is so dankbaar, daar's 'n ander kant van sonde. En dit is die genadegawe van die ewige lewe. Halleluja. Ek weet nie van jou nie, maar jy moet onthou, daar in die hemel, in die ewigheid, gaan nie sonde regeer nie. Sonde is dan uitgewis en weggeneem, en jy gaan nie meer sê, as Eva net nie die appels geëet het nie, nê. En die Eva gaan net nie weer vir Adam die skuld gee nie. Goed, in Romeine 8 vers 2 sê hy, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek wil vir jou sê, ons is baie keer so gehoorsaam aan sonde, omdat ons nie besef wat se impak, wat se houvas dit op ons het nie. Ons raak gehoorsaam aan sonde, asof ons iets goed doen, ons is besig om 'n wet te vervul. Ons is besig om 'n wet uit te leef. Nou, ek kan so lank oor so baie dinge vir jou sê, maar ek wil hê jy moet weet, die Bybel is vol van dit. En van die mooiste teksverse in die Bybel oor sonde is 1 Johannes 3 vers 5. Hy sê, en julle weet dat hy verskyn het om ons sonde weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Dis Jesus Christus, die Seun van God, en hy het verskyn. So as jy nou wil Kersdag vier hierdie week wat nou kom, en jy wil nou iets maak van die geboorte van Jesus, het jy al die rede om te sê, ek dink aan die een wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te vat. Hy het gekom om my sonde weg te vat. Halleluja. Kan ek vanoggend jou help om te verstaan, dat daar so baie mense wat met 'n sondelas rondloop. Ons kan dit nie altyd regtig sien nie. Jy moet in die geeswêreld kan 'n onderskeiding maak van hoe dat mense onder 'n las van sonde vasgevang is. En as daardie las nie gelig word nie, en as jy nou klaar is vir oggend, jy stap so uit na die koffie en die tee, dan kyk jy na die speeltjie uitbeelding wat ons sonnaskoolkinders gemaak het, van hoe jy jou sondelas dra, en dan gaan sit jy hom daar by die kruis neer. Kan jy hoor, die hele Bybel het 'n sonde impak, 'n sonde rede. 'n Sonde moet gehanteer word. Sonde mag nie en moenie die heerskappy kry nie. So, as dit hieroor gaan, dan maak die geboorte van Jesus weer sin. Dat God het sy seun gestuur. En hy's gebore, en hy het groot geword, en hy het uiteindelik
op Golgotha die prys vir sonde gedra. Hy is die een wat sonde kon hanteer, die sonde van die wêreld wegvat. En daarom is dit mooi as ons altyd dink aan die eerste en die laaste Adam in die Bybel, dan is die eerste Adam wat nou saam met Eva in die tuin sonde belewenis, en hier kom die laaste Adam, Jesus, en hy neem die sonde van die wêreld weg. So dis goeie nuus, halleluja. Daar's vergifnis van sonde. So, as jy agterkom, jy praat te lank en te veel oor sonde, draai om na vergifnis toe. Keer terug na wat eintlik met sonde kan gebeur. Al is die loon van die sonde die dood, is daar vergifnis van sonde en vir sonde. Kry ek dit reg om jou wakker te maak? Jy weet, ek wil hê jy moet weet dat soms het iemand so erg en so intens teenoor jou gesondig, dat jy net nie kan vergewe nie. Maar is eers as jy vergewe. Die oomblik as jy vergifnis laat werk. Kan jy hoor, ons is amptenare van vergifnis. Jy kan nie sê dat jy God liefhet en jou broeder haat nie. Jy kan nie sê die Here vergewe my, maar jy vergewe nie. Ons is amptenare, ons is funksionarisse van vergifnis. Ons moet vergifnis demonstreer. Ek weet dit gaan 'n bietjie stil raak ook hier en daar, né? Maar ons moet kan sê, kom ons vergeet dit, dis verby. Dis verby. Die vergifnis het gewerk. Die sonde is weggeneem. En daarom is dit my so mooi as Cornelius Petrus by die huisgesin van Cornelius kom en hy preek en hy vertel vir hulle van Jesus, dan sê hy aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Nou kan jy hoor dat Cornelius en sy mense is lasdraers. Hulle is kerkmense, maar hulle is lasdraers. Hulle is nie kerkmense nie, en ek praat nou nie van Cornelius nie, ek praat van enige iemand anderste, wat al gehoop het dat die kerk sy antwoord sal wees vir sy sondelas. En hulle het nie daardie belewenis ervaar nie, want hoekom? Daar moet iets gebeur dat vergifnis kan plaasvind. Daar moet iets van jou kant afkom, sodat daar vergifnis kan wees. En dit is vir my so mooi, dat Cornelius hulle moes hoor, daar is vergifnis. Daar is vergifnis. Kan ek vir jou sê, as jy nou weer iemand beleef wat in jou omgewing, of jy jouself wat 'n sondige verkeerde ding doen, dan herinner jy jouself aan vergifnis. Kan ek dit reg kry? Kom ons doen dit nog beter, laat dit insink. Sê vir die een langs jou, jy moet kan vergewe. Jy moet kan vergewe. Halleluja. Ek is so bly ek en Margaret sit nou nie langs mekaar nie. Maar dit is baie keer die moeilikste een, jy weet, om jou man of jou vrou te vergewe, want jy weet, hy gaan so waar weer môre nie sy voete afvee nie, jy het nou net die vloer skoon gemaak. En dan gaan hy weer daai ding doen, né? Hoeveel keer moet ek hom dan vergewe? Slegte nuus vir jou 7x70 keer, jy weet. Goed, kan ek jou help om te verstaan, dat daar's ook 'n reaksie, behalwe dat daar vergifnis wil wees, is daar 'n reaksie dat Cornelius onmiddellik sê, maar ek wil hierdie vergifnis demonstreer. En hoe demonstreer hulle dit? Hulle demonstreer dit deur gedoop te word, en hulle demonstreer dit deurdat hulle die Heilige Gees ontvang, en daar kom 'n reaksie op vergifnis. Nou dis hier waar Farao se storie toe nie vir my wil werk nie. Ek wil nog altyd graag weet, nie net oor Farao nie, maar ook oor Kain en Abel,
wil ek graag weet, hoekom het arme Kain nou gedoen wat hy gedoen het? Abel, kon jy nie sagter terug antwoord gegee het nie? Hoe het jy nou vir Kain so kwaad gekry, dat jy hom uiteindelik gedryf het tot die daad waartoe hy gegaan het? Wat het Kain en Abel? Maar kom ons los eers, ek kry nie goeie antwoord vir Kain en Abel nie. Maar iets wat ek leer uit Farao se sondebelydenis, is dat dit is so oppervlakkig, dit is so selfgesentreerd, dit is so vir my eie doel en welvaart, dat dit niks te maak het met die vergifnis van sonde nie. Al sê hy dit. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat sondebelydenis en sondevergifnis vra 'n diepgaande hartsverandering. Jou hart moet verander. Jou hele wese moet jy draai in die regte rigting. En daarom, as ek so na Farao kyk, dan besef ek, dat Farao het nie 'n hartsverandering of 'n bekering gehad nie. Hy het net 'n gedagte gehad. Hy het nie uit sy wese uit gedink, nou moet hy al die afgode in Egipte ontslaa raak, en hy moet sê, ons het net een ware God, en dis die God van Abraham, Isak en Jakob, en dis hierdie enigste God, wat vir alle volke en alle nasies en alle tale sal werk nie. En daarom wil ek jou help om te verstaan, dat, kyk gou mooi hierna, dis al plaag nommer 8. Dis al nommer 8. En elke keer is die sin dieselfde. Elke keer hoor Farao dat Moses sê, laat die volk of laat my volk trek. En elke keer speel Farao kat en muis. So kan ek vir jou sê, moenie vir my vertel dat die genade van God is te kort nie. Sy genade is oneindig groot. En as jy kan besef dat God nou al soveel keer met jou gepraat het, en soveel keer vir jou wou gesê het, dat jy heel moontlik op 'n plek is, waar God nog 'n keer vir Moses luister. En as Moses bid, dan kom die wind op en hy dryf die swerm sprinkane in die rivier of in die Nyl in, en dan bly God as te ware stil. En hy sê, daar gaan duisternis kom. Maar in die huise van die Israeliete was daar lig. Halleluja. 'n ware bekering, 'n ware hartsverhouding met God is nodig dat daar lig in jou huis kan wees. Dis 'n duidelike verskil en is 'n duidelike keuse wat jy maak tussen lig en duisternis. En as Farao uiteindelik die lig en die duisternis deurleef wat 3 dae lank aanhou, dan kom hierdie laaste plaag, as hulle die bloed aan die deurposte smeer. Daardie kosbare teken, die bloed aan die deurposte, sodat die eersgeborene mag lewe. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons ou Pinkstermense het gesê, 'n tranelose bekering is nie 'n bekering nie. Hy sê, jy moet diep in die hart getref wees. Hy sê tweedens, dat is net die bloed van Jesus Christus, wat ons kan reinig van al ons sonde. Dis net die kruisdood van Jesus, wat vir 'n mens die antwoord kan gee. Kan ek jou vanoggend help om 'n besluit te maak, om te sê, ek gaan eg wees, ek gaan absoluut afstuur op dit. En ek het laasweek vir jou gesê, daar moes 'n geloof in die harte van Israel gewees het, om Moses te glo dat daar iets beter is as Egipte land.
Dan kan ek vir jou sê, so baie mense wil sê, hoe kan die kerk, of kom ons sê die kerk by wyse van beskrywing, die saligheid, die evangelie van Jesus Christus, die reddende genade van God, hoe kan die kerk vir my beter wees as dit wat ek het? Goeie werk, maak groot geld. Daarom is dit dikwels vir iemand wat alles het baie moeilik om te kan dink dat daar 'n sondefaktor is en te kan dink, maar ek het God nodig. Ek is eintlik 'n slaaf van sonde en verlorenheid. En dit is in hierdie soeke wat Moses mos na Farao te gaan en hy sê, laat my volk trek. En dan sê Farao, wie wil nou eintlik trek? En hierdie woorde het my vasgegryp. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat daar so baie mense wat nie eers besef hoe verlore hulle is nie. Wat nie eers besef dat hulle goddeloos sonder God is nie. Dat hulle nie kan insien en begryp dat die storie van die uittog en ja, alles daarvan my en jou wil oproep, dat die Heilige Gees, wanneer jy met hulle praat, dan sit asof dit net nie tot hulle deurdring nie. Jou woorde is nie goed genoeg nie, want hulle weerstaan die Heilige Gees. Hulle weerstaan die waarheid van God. Hulle is soos Farao. En ek begryp dit nie heeltemal nie. Miskien het jy 'n beter antwoord op 'n oplossing, maar telkens sê die Bybel vir ons, en God het Farao se hart verhard. En ek dink so baie keer, Here, hoekom doen U dit? Is daar dan nie saligheid en redding vir Farao ook nie? Hoekom is sy hart hard geword? Dan kan ek vir jou sê, iets wat ek verstaan het, is dat my en jou hart mag nie hard word nie. Ons moet altyd 'n hart hê van vlees wat oortuig kan word. Dat ons kan hoor as die Gees van God, of wat ons kan hoor as 'n medegelowige vir ons sê, pas op, jou pad loop gevaarlik styl. Dat ons nederig sal kan erken, ek was verkeerd. Ek moes nie so dink of so kom praat nie. Jy weet, dit is wanneer jy verstaan dat jou einde, jou doelwit moet sonde erkenning wees. Jy moet in jou eie lewe, eerder as wat jy probeer om dit in ander mense se lewens reg te kry, moet jy in jou eie lewe, jou eie oortredinge duidelik kan beskryf. Jy moet kan sê, soos Farao reg sê, ek het gesondig. Maar kan ek vir jou sê, dis nie 'n algemene begrip nie, is nie 'n algemene term nie. Eintlik het dit 'n inhoud. En eintlik kan ek sê, dit was my sonde. Ek het gesondig daarin, deur dit te doen, deur so te wees. Ek het gesondig en ek is verkeerd gewees. Dis vir my so mooi dat Farao juist daardie houding inneem, as hy sê, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Nou, jy weet, en ons het nou gelees Romeine 3 en 6, dat die loon van die sonde is die dood. Sien, Farao het net besluit, hierdie God is nie 'n belangrike God nie. Hoe belangrik is God in jou lewe? En wie is God? Wat beteken God vir jou? Wat doen die God wat jy vereer? Kan jy in 'n verootmoedigende houding instap en sê, Here, ek voel amper, ek wil nie eers hier inloop nie. Ek wil as dit moet som op my knieë inkruip en net voor U kom buig en sê, U is God. U is waarlik God. Verootmoediging. 'n diep
bekentenis. Jy sien, want jy weet wat met Farao gebeur het, is dat hy saam met sy soldate en sy krygsvaartuig en sy ruiters en almal in die see gesterf het. Het God dan nie genade vir Farao nie? Het God nie 'n plek vir 'n sondebelydenis nie? Verseker het hy. Maar ek wil vir jou 1 Johannes 1 vers 8 en 9 lees en dan vers 7 lees. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons die sondes bely, is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Is jy dankbaar vir vers 9? Kan jy sê, dankie Here, al wat dit vra, is dat ek moet bely. Ek moet bely, ek was verkeerd. Ek moet my sonde vir myself duidelik kan beskryf. As jy 'n bietjie kwaai was met jou vrou, broer, en het nou gegrens aan sonde in die oë van die Here, wees groot en bely. My suster, as jy nou soos wat Spreuke sê, 'n kraan wat drup, nou aangehou het en aangehou het en aangehou het en aangehou het. En meneer het toe nou later te veel gehad daarvan en hy het toe nou ook verkeerd gemaak. Dan bely jy jou aanhoudende. Jy sê, dit was my sonde. Hier is my die pragtig van sonde. Hoe maklik God dit uitwis. Hoe vinnig die bloed van Jesus Christus werk. Dis die beste skoonmaakmiddel wat jy kan droom om in die hande te kry. Jy het net 'n klein bietjie nodig, dan doen hy groot werk. Want dit is die krag van die bloed van Jesus. Dis die wonder daarvan. En daarom dat ek vers 7 wil los vir na vers 8 en 9. Hy maak my nog meer opgewonde. Hy sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die Griekse woordjie vir reinig is geskryf in die aanhoudende vorm. Hy sê dit reinig ons gedurig oor en weer en nog 'n keer en dit sal nooit te min raak nie. Dit sal altyd genoeg wees. Die bloed van Jesus Christus reinig ons. Hy reinig ons. En dit is die lig waarin die wêreld moet kan wandel. Dit is die oortuiging wat ons vir mekaar moet kan gee, is om te sê, ek het by die reinigmakende bloed van Jesus uitgekom. Dankie, Sissa. Ek het by die reinigende bloed van Jesus uitgekom. Ek het die lig gesien. Ek het begin om te verstaan, het is nie nodig om hierdie sondelas te dra nie. Dit is nie nodig om myself as sondig en sleg gedurig deur self te beoordeel nie. En terwyl ek dit doen, kom ek by die lig uit. En as ek by daardie lig is, dan wil ek vir jou sê, jy sal sien, dat my Desember maand slot bly een saak, en dit is, dat my boodskap is kom. Kom na Jesus toe. Jy sien, die skepping het gekom, die uittog het gekom en gegaan, die profete het gekom en gegaan, die psalms het gekom en gegaan, ja, die geboorte van Jesus het gekom en sal nog steeds bly. Want hoekom? Hy reinig ons voortdurend van al ons sondeskuld. En daarom
het ek 'n boodskap vir die wêreld, het ek 'n boodskap vir jou vanoggend. Wees groot, bely jou sonde. Gaan in jou binnekamer, sak op jou knieë neer en sê, Here, ek sal nie weer nie. Here, want ek is nie 'n farao nie. En ek soek nie 'n harde hart nie. Ek soek U. Ek soek U in my lewe. En dit is wanneer die kerk op die plek kom, wat ons kan sê die Gees en die bruid. Ek en jy is die bruid. En ons word deurdring van die Gees van God. En ons kan vir sondaars sê, kom na Jesus toe. Kom en laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Nou is ek seker, jy is nou net so dankbaar soos ek, dat jy vanoggend opgestaan het en besluit toe, dis kerk. Nou gaan ek kerk toe. Want wat het hierdie hele dorp nodig? Wat het ons hele omgewing nodig? Hulle het die lig nodig. Hulle het die geboorteverhaal nodig. Hulle het meer as dit alles saam, want dit alles het gekom en gegaan, maar ek en jy is vandag hier. En ek kan vir hulle sê, en ek kan vir jou sê, wees my navolger, soos wat ek het van Christus is. Soos wat Paulus gesê het, wees my navolger. Kom, laat hom wat hoor, sê kom. Doen dit gou, draai na die een langs jou, Marlene Ritchie, kom. Sê vir die een langs jou, kom. Kom na Jesus toe. Dis die kerk waarmee ek en jy besig is. Kan ons musikante vorentoe kom? En dan wil ek hê jy moet vir 'n oomblik, ek gaan jou nog so 2 minute gee, sommer net jou oë te sluit. Het ons al gesing, what can wash my sins away? Het ons? Sy moeilik. Ja, ons ken die woorde. Kom net daar waar jy sit. Al wat dit vanoggend vra, is 'n persoonlike inkyk. En dit kan jy vir enige iemand anderster ook mee help. En vir hom sê, of vir haar sê, kyk so bietjie diep binne in jouself. Ek wil hê Pleroma en sy mense moet sê, my skuld is betaal. Alles wat jy verkeerd gedoen het in hierdie jaar, in die jare voor dit. Dat jy werklik belewenis kry. My skuld is betaal. Jesus, hier is ek. Ek verhef my nie, asof ek iets meer is as enige iets of ander. Ek kom net om te sê, was my in die kosbare bloed van die lam. Vergewe my as 'n persoon en vergewe my as 'n lidmaat van ons gemeente. Vergewe my waar ek verkeerd was. Here, want ons verstaan nou soveel beter, dis hoekom U gebore is. Dis hoekom U aan die kruis gesterf het. Vir die sonde, nie net van die wêreld nie. O Here, dat my sonde uitgewis kan word. En as 'n gemeente vat ons hande. En ons sê, Here, ons bid vir ons hele gemeente. Vir hulle wat vanoggend dit nie hoor nie, maar dit miskien nodig het.
Here, vir diegene wat daar buite in die sonde van die wêreld vasgevang, daardie verlore seun en daardie verhaal van skuldig op die daad van egbreek betrap. Stenig. Here, maar vanoggend sê ons daar's krag in die bloed van Jesus. Daar's krag in die bloed van Jesus. Kom, laat dit vir ons as 'n gemeente 'n reinigingsoomblik wees. Laat dit vir jou 'n reinigingsoomblik wees. Sê, Here, ek kan vanoggend hier opstaan en ek kan sê, ek het my skuld bely. Ek het my sonde U bekend gemaak. En ek sê, U het my vergewe.